Kom, laat ons aanbid en neerbuk. Laat ons kniel voor die Here wat ons gemaak het, want hy is onze God, en ons is die volk van sy weide en die skape van sy hand. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, kom ons loof die Here. Ons sing Psalm 107. Nou, ons ken die melodie nou al redelik goed. Ons het nou nie die eerste keer dat ons dit sing nie. Maar kom ons probeer weer hierdie besondere psalm sing. En nou het ons geleer wat ons moet doen as jy nou 'n versie het wat net so 'n halwe versie het soos daar by vers 21. Ons het laas keer probeer, toe herhaal ons dit en toepas die woorde nie in nie. Maar wat ons nou vandag gaan doen is dit. Ons gaan 2 verse sing. Ons gaan vers 17 sing, na vers 16 waar daar nou gesê word dat die Here die geskiedenis in sy hand hou en soms dit laat ophou reën. Sê in Psalm 107 vers 17, dan weer het hy woestyne 'n waterplas gemaak en lustige fonteine in dorsland laat ontwaak. En dan staan daar was dit dat sy hand, wie honger was, verlig het, sodat al in die land 'n ryke stad gestig het. So in die vorige vers sê hy, daar was geen vrug gewees nie. Nou sien ons die vrug en die seën wat die Here gee. Nou kyk nou mooi wat ons gaan doen by vers 21. Ons gaan vers 21 sing. Wie wys is, merk die dinge en gee God vrugtig ag op al Gods handelinge, sy goedheid en sy mag. Nou veral hierdie God vrugtig het ons ook gesê, dit is vir ons belangrik. Hoe reageer jy op dit wat die Here vir jou sê? Maar nou wat ons moet doen is, die laaste 4 reëls moet ons nou van 'n ander versie vat en dit so afsluit. So ons gaan na die linkerkant kyk, die laaste 4 reëls van vers 20, daar staan, Gods volk is bly daarom, wil sien wat God gewerk het, maar boosaards staan verstom, daar Gods mag bemerk het. So ons gaan die eerste 4 sing van vers 21, en dan skuif ons na die linkerkant van vers 20, en sing ons die laaste 4 reëls van daardie versie, en sluit ons daarmee af. Goed, kom ons probeer. Vers 17 en vers 21, Psalm 107. Dan weer het hy woestyne 'n waterplas gemaak en lustige fonteine in dorsland laat ontwaak. Daar was dit dat sy hand, wie honger was, verlig het, sodat al in die land 'n ryke stad gestig het. Wie wys is, merk die dinge en gee God vrugtig ag op al Gods handelinge, sy goedheid en sy mag. Gods volk is bly daarom, al sien wat hy gewerk het, maar boosaards staan verstom, daar hul Gods mag bemerk het. Geliefdes, jy kan blaai na Gesang 64, ons sing die tweede versie as skuldbelydenislied na die wet. En dan sing ons Gesang 43, die eerste versie, na die geloofsbelydenis as bevestiging van wat ons glo. Gesang 64 vers 2 en dan Gesang 43 vers 1. Geliefdes, een ding wat ons baie duidelik moet weet, wat die Bybel vir ons leer, is dat alle optrede, alle werke, alles wat ons doen,
is die resultaat van wat in ons harte leef. Dis die vrugte wat wys van wat in jou hart aangaan. As die Here met krag in ons harte werk en ons binne sy wil leef, dan word dit duidelik in 'n optrede. So wanneer ons onsself toets aan die 10 gebooie, dan kyk ons nie na die week en ons dink terug en wat het ek als aangevang hierdie week nie. As ons raak sien wat ons aangevang het in hierdie week waar ons die eer van die Here aantas, dan moet ons weet, daar is dele van ons hart waar die Here restaurasiewerk moet doen, baie dringend. En ons gebed is dat die Here die harte regmaak, sodat 'n liefde daaruit sal vloei vir hom en die mense wat hy oor ons pad bring. Eksodus 20 vers 1, toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here, jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here, jou God, nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ek wat so swaar gesondig het, hoe skuldig staan ek voor u wet, maar toch in Christus heilig. Ek is van sonde skuld bevry, die Heilige Gees verseker my, ek is vir ewig veilig. Help my geloof om vrug te dra, soos wat u van verlostes vra, in woorde en in dade. Ek was verlore, is gevind, ek was vervreemd, is nou u kind. Hoe groot is u genade. Romeine 5 vers 1, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God, deur ons Here Jesus Christus. Wat hierdie gedeelte beskryf is wat die Here in die harte doen van mense wat na hom toe kom, wat sê, ek is skuldig, ek het so swaar gesondig teen u. Wat vra, Here vergewe my sonde. Elkeen wat na die Here kom met 'n skuldbelydenis en hy sien ons harte wat berouvol is, kan hierdie regverdiging van die Here ervaar. Dit is eenvoudige 'n wetlike transaksie. Oomblik as jy jou sonde bely, dan kom die Here
Hy vat die skuldbrief van daardie sonde en hy spyker dit aan die kruis van die Here Jesus vas, sodat met sy bloed geskrywe staan, ook hierdie rekening is vereffen deur die bloed van die Here Jesus Christus. Hy het ook vir hierdie sonde aan die kruis betaal, want elke sonde word gestraf. Daaroor is die Bybel baie duidelik. Die sonde wat die Here nie aan my straf nie, straf hy aan sy seun aan die kruis waar ek my sonde bely. Wat 'n genade, maar die waarskuwing lê ook daarin, dat elkeen wat die genade van die Here verwerp, wat buite die wil van die Here probeer leef, moet weet dat die toorn en die straf van die Here op hom of haar bly, solank hulle in sonde bly leef. Geliefdes, kom ons doen belydenis van dit wat ons glo, en elkeen spreek in sy en haar hart soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Eer aan die Vader wat alles gemaak het, eer aan die Seun, ons verlosser en vriend, eer aan die Gees wat ons lei in die waarheid, aan God drie-enig ons lof en ons lief. Ere aan God, die Heer van alle Here, woon ook in ons deur sy woord en sy Gees. Gee ons die liefde, geloof en vertroue, om u gehoorsame kinders te wees. Geliefdes, ons sluit vandag 'n reeks van 13 preke af met die laaste verse van Galasiërs hoofstuk 6. Ons lees vers 6 tot vers 18. En hoe meer ek hierdie boek en hierdie brief van die Here lees en my verlustig in God se woord, hoe meer besef ek hoe dringend, noodsaaklik, belangrik hierdie gedeelte is vir ons as gelowiges vandag. Ook hierdie week het dit duidelik gewys hoe belangrik dit is. Want ons leef in geweldige tye, hartseer tye. So dat hierdie week beleef dat een van ons geliefde sangers in Suid-Afrika voorspellings gemaak het oor die wegraping en 'n valse profeet bewys is. Hoe tragies dat mense die woord van die Here neem met 'n rampie na die Bybel gaan om te sê, dis wat ek glo, en dan, ek wil die woord vermetelheid amper gebruik om te sê, ek het 'n direkte lyn, julle gewone ouens moet maar die Bybel lees, maar ek het 'n direkte lyn, vir my is daar gesê. En wat 'n tragedie, as mense by 'n punt kan kom waar hy die Bybel gebruik om te sê, God kan niks doen, voor hy nie met sy diensknegt gepraat het nie. En dis die verklaring van Amos. Hoe tragies, dat jy jouself kan aanwend om te dink, dis hoe God moet werk, hy kan niks doen voor hy nie met my gepraat het nie.
En ek dink daarom juis is mens hartseer, as jy besef, en van ons mense, met ons taal praat, en ons wil graag glo dit is 'n opregte kind van die Here, is 'n valse profeet bewys deur 'n verkeerde hanteer van die woord van die Here. En dis hoekom dit so geweldig belangrik is, dat ons hierdie woorde van die Here sal bestudeer en ernstig sal opneem en sal hoor wat sê die Here. Nie wat val ek lees in die Bybel in nie. En ons gaan vandag goeders hoor wat geweldig belangrik is vir die teologie om te verstaan en dat ons in die wêreld waarin ons leef vir mense kan verduidelik, dis wat die Here sê. Daar is bepaalde dinge wat mense glo oor die Israel volk, die Israelies vandag, die nasie wat daar bly en hoe dit betrekking op die eindtyd. Maar ons moet kyk wat die Here in sy woord sê. Juis in 'n tyd soos vandag is dit belangrik dat ons die woord van die Here, en hierdie gedeelte moet ek vir u sê, vandag moet u regtig probeer wakker bly en fokus, want vir my was dit ook 'n moeilike gedeelte in die woord van die Here om te bestudeer. Daar is seker dit gedeeltes wat baie voor die hand liggend is, maar ons gaan vandag vers vir vers kyk, wat sê die woord van die Here hier, dat ek kan weet hoe dit betrekking op my lewe. Nou die tema van die preek vandag is die groot oes. Want jy gaan hoor, vers 6 tot 10, praat die Here, jy saai, of jy daarvan wil hoor of nie, jy's besig om te saai, en dit wat jy saai, lewer 'n oes. En dan verduidelik hy in die tweede gedeelte, vers 11 tot vers 18, wat is die motivering? Dit gaan nie net oor wat jy saai, die dade wat jy doen nie, dit gaan oor, maar wat gaan in jou hart aan, wanneer jy saai? Wat is vir jou belangrik? Waarmee spog jy? Hy noem hier, waarop jy roem, dis die woorde wat hy gebruik. So let op vir die woorde roem, let op vers 6 tot 10 die woorde saai en maai, en hy bring dit by mekaar uit, dat ons daar gaan kyk, jy lewer 'n oes op grond van wat vir jou belangrik is, dit waarop jy trots is. Nou kom ons, verlustig ons in die woord van die Here, daarna bid ons saam, Galasiërs 6 vers 6, maar laat hom wat in die woord onderwys ontvang, meedeel van alle goeie dinge aan hom wat onderwys gee. Moet nie dwaal nie, God laat hom nie bespot nie, want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Hy wat in die vlees saai, sal uit die vlees verderf maai, hy wat in die gees saai, sal uit die gees die ewige lewe maai. En laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. Laat ons dan terwyl ons geleentheid het aan almal goed doen, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof. Kyk met watter groot letters ek met my eie hand aan julle skrywe. Almal wat 'n mooi vertoning in die vlees wil maak, die dwing julle om julle te laat besny, net om nie ter wille van die kruis van Christus vervolg te word nie. Want ook hulle wat besny word, hou self nie die wet nie, maar hulle wil hê dat julle besny moet word, sodat hulle in julle vlees kan roem. Maar wat my betref, mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van ons Here Jesus Christus, deur wie die wêreld vir my gekruisig is, en ek vir die wêreld. Want in Christus Jesus het nog die besnydenis, nog die onbesnedenheid enige krag, maar 'n nuwe skepsel. En mag daar vrede en barmhartigheid wees oor almal wat sal wandel volgens hierdie reël en oor die hele Israel van God. Verder moet niemand my moeite aandoen nie, want ek dra die littekens van die Here Jesus in my liggaam. Die genade van ons Here Jesus Christus sy met julle gees, broeders. Amen. En tot sover ons skriflesing, mag die Here verheerlik word deur die verkondiging van sy woord. Kom ons bid saam. Wonderlike Vader in die hemel, ons kom na U in gebed. Here, U sien hoe ons manne staan voor U as
diegene wat verantwoordelikheid moet neem, sommige reeds vir 'n gesin en sommige op pad daarheen. Here, U sien ook hoe ons susters met die gebuigde hoofde sit in aanbidding tot U. Here, ons kom as verbondsgesinne. Here, ons kom buig voor U om U te aanbid, U te verheerlik en U groot te maak. Ons het 'n wonderlike voorreg dat ons U kan ken as ons verlosser en saligmaker, en ons wil hierdie geleentheid gebruik om ons harte oop te stel dat U deur die woord en die Heilige Gees ons verstand kan verlig, deur te dring tot ons siele, Here, dat ons nie net kan begryp wat U vir ons sê nie, maar dat dit ons motiveer om liefde wat U in ons hart stort, uit te leef vir U, en teenoor elkeen wat U op ons pad bring. Here, ons is sondaar mense, U ken ons elkeen se stryd teen die vlees. U weet waar ons ook in hierdie week U eer aangetas het met ons sonde. En ons het dit bely, Here, en opnuut vra ons dat U ons in genade aansien en daardie sonde, Here Jesus, dat U ook daarvoor die rekening aan die kruis betaal. Here, vul ons harte so met 'n liefde vir U dat dit ons dryf om nougeset U te dien, met vreugde U te dien, met vrede in die hart, want die barmhartigheid is oorvloedig en dis genoeg. Here, ons dink aan die kinders wat swaar kry. Ons bid vir hulle wat in hierdie week in die hospitaal was, en ons is so dankbaar waar U uitkoms gee en beterskap skenk. Ons dink vir hulle wat kankerbehandeling kry. Here, ons bid dat U hulle behandeling seën en dat U self ook daar in die nood en angs U ontferm. Oor hulle wat self na die liggaam beproef word en hulle geliefdes wat hulle wil bystaan. Here Jesus, ons bid in die besonder vir hulle wat in die intensief op die oomblik lê, vir hulle wat bedlêend is, vir hulle wat bejaard is, vir hulle wat worstel met die uitdagings van die lewe, vir hulle wat moedeloos is, vir hulle wat hartseer is, hulle wat eensaam is, hulle wat die hulp en die bystand nodig het, wat die lig en die waarheid nodig het. Here, ontferm U oor die kinders. Wil U ons vandag opnuut toerus, Here, dat ons met vreugde in hierdie wêreld kan leef, dat ons 'n lig laat skyn sodat U verheerlik word. Ons vra dit in die naam van ons verlosser, Jesus Christus. Amen. Liefdes in ons Here Jesus, ons het verlede Sondag ook biddag gehad vir die seisoen wat voorlê. Ons het gedink dat ons nie net hier in Kreeusdorp nie, ook in Carletonville, Galliesburg het ons een keer 'n jaar aan die begin van die seisoen het ons die voorbereiding vir die seisoen wat voorlê en dan die dankdag daarna as die oes afgehaal is. En ons sien met afwagting uit. Die boere sê altyd hulle wag vir Paul se verjaarsdag, die 10de Oktober, so die 11de kan dit begin reën. Nou, ons sien die beloftes in die wolke as ons net buite kan die kerk opkyk. En hoe kosbaar is dit dat 'n boer daardie pad loop, dat hy noukeurig die land voorberei. En sodra dit gereën het, die planters wat insak en daardie reuk van die vars grond wat gebreek word en die saad wat gesaai word met hoop. En hoe mooi as daardie groen opkom. En die mooiste was my altyd as ek daar oor die heuwels ry in die Oos-Vrystaat en ek kom oor 'n bultjie en daardie geel van die sonneblomme slaan jou so op die oog. Hoe pragtig is dit. En dan die oes wat gelewer word, wat afgehaal word, wat met vreugde geoes word. En nou praat die Here met sy kinders, en hy praat met hulle oor hulle lewens, en ons verstaan nou die agtergrond. Hy praat met hierdie ring van die gemeentes in Galasië, gelowiges van die gemeentes in Lystra en Derbe, Iconium, Antiochia. En hy verstaan hulle probleem. Daar was bekleierery in die kerk gewees, verskriklik tussen die Jode wat tot geloof gekom het, Christene geword het, en die Grieke.
En in wese was die bekleierery daaroor, dat die Jode gesê het, maar jy moet nog steeds die besnydenis kry. Ja, dis goed dat jy vir Jesus ken en in hom glo, maar dan is 'n plustekenkie, jy moet ook nog hierdie goeie doen om in die hemel te kom. As jy nou regtig 'n goeie Christen wil wees, dan sal jy ook laat besny. En jy sal ook nog hierdie feeste hou. En jy sal ook nog die reëls en regulasies wat ons bygeskryf het by die wette sal jy onderhou. En dit het vir Paulus so ontstel dat die Here hom kragtadig deur sy Heilige Gees geïnspireer het om hierdie brief te skryf en te sê, dis nie waar nie. En as jy hou nou mooi dop wat gebeur, want hier gebeur dinge in mense se harte. Hy het gesê, jy ken mense aan hulle vrug. Daar's mense wie se lewens baie duidelik wees. Hulle het dalk die naam wat hulle sê, wel, ons is in 'n kerk, ons is Christene. Maar hy maak sy lysie aan die einde van hoofstuk 5 te sê, mense wat hierdie dinge doen, gaan nie die koninkryk beerwe nie. Maak nie saak of hulle sê hulle is Christen nie. Hulle vrugte wys hulle is nie. En dan noem hy die vrug van die Gees in vers 22 van hoofstuk 5 en hy sê, dit is die een vrug. En al hierdie aspekte van hierdie vrug is deel van 'n gelowige se lewe. Liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid. Elkeen van daardie dinge is deel. Dis nie 'n opsionele keuse wat jy het, wel, ek kies liefde, maar ek wil los 'n bietjie die geduld. Daai sal ek later probeer doen. Elke aspek van die vrug van die Gees is deel van 'n gelowige se lewe. Dis vrug van dit wat die Here in jou hart doen. Dit spoel oor na mense, vers 1 en 2 van hoofstuk 6. En nou kom hy in vers 6, en hy sê, hierdie dinge word vir julle geleer. Maar dit is baie belangrik dat julle wat hierdie dinge leer, sal teruggee aan die een wat dit vir julle leer, sodat dit duidelik sal wees in julle lewens, ons sal die vrugte sien. Mense hoef nie te wonder of jy 'n kind van die Here is nie, hulle kan net kyk hoe leef jy. Want dit wys. Hy waarsku in vers 7, hy sê, oppas, moenie dwaal nie, moenie dink ek kan een ding sê en 'n ander ding lewe nie. Dit gee God aanstoot. Hy sê in vers 7, God laat hom nie bespot nie. As jy sê, ek glo in die Here Jesus en hy het vir my verlos, hy het my sy kind gemaak, maar jy probeer nog steeds die reëls en regulasies op daai manier God beïndruk of 'n puntelysie opbou dat jy in die hemel kan kom. Hy sê, God laat hom nie bespot nie. Hy sê, wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Hier is twee belangrike dinge wat ons in ag moet neem. Die een is, hoe word jy 'n kind van die Here? En die tweede is, hoe leef jy as kind van die Here? Waar hy baie duidelik is, hoe jy 'n kind van die Here word, dit is net God se werk. Jy kan niks daartoe bydra nie. Dis moes die Jode in hierdie gemeentes baie vinnig leer. God maak jou sy kind. Hy gee die geloof deur sy Heilige Gees. Hy kom woon in jou hart. Dis nie jy wat vir God gekies het en hy kan maar te dankbaar wees dat jy hom as jou God kies nie. Hy sê die feite is, na Adam en Eva is elke mens wat gebore word op pad hel toe. Die feit dat God voor die grondlegging van die wêreld ook jou naam geskryf het in die boek van die lewe en jy glo dat Jesus Christus God is, dis absolute wonderwerk, dis 'n stuk genade. Niemand kan dit verdien of verwerf nie. En nou kom die tweede deel, maar hoe leef 'n kind van die Here? En hy sê, dis hier waar jou verantwoordelikheid uitkom. Die regverdigmaking kom van die Here, waar hy jou onskuldig verklaar, omdat Jesus vir die sonde betaal het. Maar nou is jou verantwoordelikheid om God se pad te loop. Stel dit op 'n ander plek, jy kies 1 Korintiërs 3 hoe jy bou. Sommige Christene bou met hout en hooi en stoppels. Hulle glo in Jesus, maar hulle leef nie toegewyd aan die Here nie. Hulle vertroetel nog sonde hier en daar. En die oproep is daar, maar bou jy met goud en silwer en edelstene. Dis jou verantwoordelikheid. Want dit wat jy saai, gaan jy oes.
Dis die punt wat hy hier maak. So saai dit wat God verheerlik. Uit 'n hart wat lief hê, saai God se liefde. En soms moet God se liefde vermaan. Maar jy saai liefde. Hy sê in vers 8, hy wat in die vlees saai, en hierdie vlees beteken jou ou sondige natuur, jou geneigtheid om sonde te doen, en dit is met jou tot die dag van jou dood. Die Here neem dit nie weg nie. Wat hy wel wegneem, is jou erfskuld, jou sondeskuld wat maak dat jy hel toe gaan. Hy vat dit weg. Dis wat Jesus aan die kruis betaal. Maar wat jy nog mee sit, is jou neiging elke dag om sonde te doen, en hy sê, veg daarteen. En hoe jy dit doen, is deur te saai na die Gees, deur 'n keuse te maak elke dag om nougeset binne God se wil te lewe. Dis vir God belangrik. Hy sê dit raak jou menseverhoudinge, vers 9, moenie moeg word om goed te doen nie. Want op die regte tyd sal ons maai, ons is nie verslap nie. Hy sê jou liefde moet oorspoel na jou medegelowiges. Hy sê die geleentheid wat ons het, vers 10, om ook na die mense buite die kerk goed te doen, maar veral die huisgenote, jou boeties en sissies wat hier sit. En dis my die mooi van wat die Here besig is mee in ons gemeente. Waar mense by mekaar bring. Ons kan weet, ons is God se familie. Ons stap saam. Ons dra mekaar, ons bid vir mekaar, ons ondersteun mekaar. Ons help mekaar reg. Ons het mekaar lief. Ek dink dis vir die Here so kosbaar, as hy daardie harte sien wat oorgaan tot 'n ontferming. Nou kom die verandering in vers 11, wanneer hy sê, kyk nou, hoe skryf ek met groot letters. En wat hy hier beklemtoon is, dis regtig ek, Paulus, wat hierdie boodskap vir julle gee. Want elkeen het 'n skriba gehad, 'n formele sekretaris wat die briewe geskryf het. Hulle was professionele skrywers gewees. En hulle het op 'n besondere manier geskryf. Hulle het die klein lettertjies geskryf. Hulle kon vinnig skryf en mooi skryf. Maar die gewone ouens soos Paulus, hy was 'n Jood, maar hy het Grieks ook groot geword, hy het Grieks geken, maar hulle het gewoonlik die hoofletters geskryf. En dan sê hy, kyk nou, ek skryf nou met my eie hand, so hierdie woorde is geweldig belangrik, dit is wat die Here geïnspireer het, op my hart gedruk het, dat julle weet, die boodskap is eg en waar. En nou kom hy by die tweede deel uit. Onthou, jy gaan oes dit wat jy saai, maar jy saai dit wat in jou hart is. Dit is die tweede deel, vers 11 tot 18, wat nou ter sprake kom. Maar nou vra hy, waarmee spog jy? Ons almal is baie trots, as mense in ons huis instap en hulle sien die sertifikate of die medaljes of die bekers, of die foto's van die kleinkinders, ons het almal iets waarmee ons graag wil spog. En is mooi, is pragtig. En waarmee die Jode in hierdie gemeente gespog het, is om te sê, wel, kyk net al hierdie reëls en regulasies en goed wat ons nakom, en as ek hierdie klomp Grieke kan kry, dat hulle ook nog hierdie reëls en regulasies nakom, kyk, dan kry ek dan 'n goeie sertifikaat vir medalje. Ek moet ten minste 'n beker by die Here kry, vir al die goeie goed wat ek doen. Dit is soos 'n stootskraper wat ek bestuur om die hemele se deure oop te stoot met al die wonderlike dinge wat ek doen in die koninkryk. En hy sê, dis nie hoe dit werk nie. En weet jy, ons kan vandag steeds daarmee besig wees. Want ek dink wel, ek is getrou, ek lees my Bybel, ek is hier by die kerk, ek gee 'n goeie bydra, ek doen goed vir mense, ek ondersteun die regte goeders, ek probeer, jy moet daarom iets verdien by die Here. En hy sê, jy draai die dinge om, dis nie waar dit gaan nie. Omdat die Here jou sy kind maak, omdat hy sy liefde in jou hart stort, daarom alles wat jy doen, is nie om punte te kry nie, dis om dankie te sê. Maar kyk hoe stel hy dit. Hy sê vers 12, almal wat 'n mooi vertoning wil maak in die vlees, dwing julle om julle te laat besny. Nou moet jy mooi oplet, lees saam met my, kyk wat sê hy daar. Net om nie ter wille van die kruis van Christus vervolg te word nie. Nou gaan ons daarin delf om te kyk wat dit presies beteken. Want dis wat die Jode in die gemeentes gedoen het. Hulle wil punte kry, hulle wil vir die Here wys, kyk hoe oulik is ons. Ons dwing hierdie klomp Grieke dat hulle ook besny
Dit moet nou daarom ons nou punte verdien of iets kry. En hy sê, hoekom doen hulle dit? Hy sê in die tweede deel van vers 12, net om die terwille van die kruis vervolg te word. En hoe is hulle vervolg? As jy gaan kyk na die Griekse woord wat hier gebruik word, is die woord vir vervolg hier, om aanstoot te gee. En nou moet jy mooi dink, hoe dit werk. In die Joodse wêreld, in Israel en Jerusalem, was dit die ergste vorm van straf wat mense kon kry. As mense tereggestel is, dit was net die slegste van die slegste kriminele wat gekruisig is. En dit was 'n vertoning vir die hele dorp, dat almal kon sien, dis wat jy gaan doen as jy krimineel optree. Dis 'n afskrikmiddel. Teen die paaie, publieke plekke het hulle mense gekruisig wat so dood gegaan het as die slegste van die kriminele van die samelewing. En dit was 'n absolute skande. Want in Deuteronomium in die Ou Testament reeds staan daar, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. Die simboliek is daarvan, jy hang tussen hemel en aarde, die hemel wil jou nie hê nie, ook die aarde is nie goed genoeg dat jy begrawe kan word nie, jy hang maar tussen hemel en aarde, want jy is vervloek. En vir hulle was dit ondenkbaar dat hulle Messias, wat kom om die Israel te verlos, soos wat die disippels gevra het voor Jesus se hemelvaart, dat hy so 'n skande van die kruis sou gebruik om sy volk te verlos. So hulle wil niks weet van die kruis nie. Dis 'n verskriklike ding, dis 'n vieslike ding. Dis 'n groot verleentheid. En wat is die alternatief? As jy die kruis wil vermy, is die enigste ander alternatief, dat ek probeer met my poging om in die hemel te kom, daarom die wette en reëls en regulasies, as ek binne hierdie hokkie bly, van al die reëls en regulasies, dan is ek daarom redelik veilig. En hoekom is dit so erg? Dink mooi daaroor. Daar is baie dinge wat die Here gedoen het, deur bloot 'n woord te spreek. Hy het 'n woord gespreek, en die skepping was daar. Son en maan en sterre, diere, see, berge, plante. Behalwe een ding, wat hy nie net 'n woord gespreek het en was daar nie, en dit is die begrip vergifnis. Dit het 'n pad gevat van die sondeval, Genesis 3, tot by die kruis, vir die Here, om vergifnis te bewerkstellig, vir 'n sondaar mens om op pad na die verderf, op pad hel toe. Dit was die enigste manier, dit was die enigste pad. Wat die Jode hier probeer doen, is om te sê, maar ons te kort pad. As ek self hierdie goedjies, die reëls en regulasies doen, kan ek my plek in die hemel kry en verdien. En die Here sê, daar is nie manier nie. Niemand kan dit doen nie. Maar die kruis vir jou sê is, kyk hoe vieslik is jou sonde. Kyk wat koste die hemelse Vader, wat alles mooi gemaak het, om vir jou sonde vergifnis te kry. Besef jy hoe ernstig is jou sonde? Besef jy watter aanstoot dit vir die lewende, heilige God gee, as jy sonde doen? Besef jy hoe vieslik is jou sonde? Dit het die lewende skepper van hemel en aarde gekos om sy seun aan 'n kruis te laat sterf, wreed deur die Vader gestraf vir jou sonde. Dis wat dit kos. Daarvoor het die Jode nie kans gesien nie. Hulle sien kans om self pad te probeer loop om hulle plek te verdien, maar die skande van die kruis is vir hulle te erg. Dis wat hier staan in vers 12. Net om nie terwille van die kruis van Jesus vervolg te word, 'n verleentheid te beleef nie. En wat die Here hier sê, dis wat nodig was. Hierdie verleentheid van die vervloeking van die kruis, Jesus is vervloek, sodat jy nie vervloek hoef te word terwille van jou eie sonde nie. Wat hy hier sê in vers 13 is dan, hulle fokus so op hierdie besnydenis, maar hulle self kan nie die wet hou om hulle self in die hemel te kry nie. Hulle doen dit nie. Hulle sê een ding, reëls en regulasies, maar hulle self doen dit nie. Hulle wil hê dat julle besny moet word, vers 13, sodat hulle in julle vlees kan droom, dat ek dalk nog 'n regmerkie kan kry, of punte kan kry, of ietsie by God kan verdien.
kan sê, ek het hierdie ding reg gekry, om hierdie klomp Grieke te laat besny. Die Here sê, dit tel niks. Dit tel absoluut niks. Dis nie vir hom belangrik nie. Hy sê vers 14, daar is een ding waarmee jy kan spog. En dis nie jou prestasies nie, dis nie die bekers van hierdie goeie dade of bydra of bybelleestyd of wat ook al nie, mag ek nooit roem nie behalwe in die kruis van ons Here Jesus Christus. Hy sê hierdie vervloekte hout het vir ons simbool geword van wat dit die Here gekos het om my te verlos van my sonde. Maar dit het 'n implikasie. Verskoning. Hy sê in vers 14, as ek net vashou aan die kruis van die Here Jesus as die enigste manier hoe God my in die hemel kry. Vers 14 sê dan, deur die kruis is die wêreld vir my gekruisig en ek vir die wêreld. Wat beteken dit? Dit beteken daar's 'n wêreldse manier van dink oor saligheid. Die oomblik as ek glo in hierdie kruis van Jesus, dan kan ek nie soos die wêreld dink nie. Die wêreld word vir my gekruisig. Hierdie manier van dink, jy kan jou plek in die hemel verdien, dit word doodgemaak in my gedagtes. Ek kan nie meer so dink nie. Die ander kant is ook, ek is vir die wêreld gekruisig. Die mense wat dink, hulle kan my beïnvloed, want ek dink soos hulle. Nee, ek dink nie soos hulle nie. Ek dink soos wat die Here in sy woord vir my leer. En die woord is genade. Ek hou net vas aan die genade dat die Here my sy kind maak. Want hy sê in vers 15, of jy nou in die Ou Testament besny is, en of jy nie, soos die Grieke net geglo het in Jesus en nooit besny is nie, dit maak nie regtig saak nie, maar wat saak maak, vers 15 aan die einde, 'n nuwe skepsel, dat die Here deur sy Heilige Gees my God se kind maak, dat my hart verander. Dis waar die verandering moet plaasvind. En dis wat God doen, hy verander harte. Vers 16 sê hy dan, die enigste manier hoe jy die vrede kan ervaar en die barmhartigheid van die Here kan ervaar, as jy hou aan hierdie reël, en dis nie nog 'n reël en regulasie wat jy moet doen om in die hemel te kom nie, die reël dat God in genade jou sy kind maak. Maar kyk wat sê in vers 16. Almal wat wandel volgens hierdie reël en oor die Israel van God. En nou is die vraag, wie is dit? Want ons leef in 'n wêreld waar daar baie mense is, wat sê, die ouens wat nou in Israel bly, en besig is met die oorlog teen die Palestynë, die Here gaan uiteindelik daai klomp mense tot bekering laat kom, dat hulle Christene word, en dan gaan die wederkoms plaasvind, en dan praat hulle van die wegraping, en die 1000-jarige vrederyk, en die 7 dae, wat jy nou hoor, daar nie van praat, en. Nou is die vraag, is dit die Israel wat hy hiervan praat? Wie is hierdie Israel van God? Wat hy sê in vers 16. Nou kom ons blaai terug. Ons blaai terug nou hoofstuk 3. Kyk wat sê vers 7. Julle verstaan dan, dat die wat uit die geloof is, hulle is kinders van Abraham. Hoofstuk 3 vers 29, lees saam met my, en as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham, en volgens die belofte erfgename. Wie is die Israel van God? Dis elkeen wat glo dat Jesus Christus God is. Die probleem met die leer, dat ja, daar is 'n kerk, en daar is 'n Israel aan wie die Here beloftes gemaak het, en die Here gaan daai klomp nog verlos, so daar is 2 groepe. Die Bybel leer vir ons, daar is net een volk van God. In die Ou Testament was dit die Israeliete, en elkeen wat tot bekering kom, soos 'n Rahab, wat nie 'n Israeliet was nie, en glo in God. En in die Nuwe Testament, dis elkeen wat glo in Jesus Christus as saligmaker en verlosser. Hier staan dit. Is ek en u die Israel van God? En die antwoord is ja. Op grond van Galasiërs 3 vers 7 en 29, as jy in Christus behoort, as jy glo dat Jesus Christus God is, dan is jy die Israel van God. En die implikasie daarvan is, dat jy in hierdie wêreld moet verwag, dat mense aanstoot gaan neem aan die kruis. Hy sê in vers 17, dis hoekom ek hierdie littekens dra.
Ek het die merke om te wys. Party het littekens, hulle kan wys, ek is hier geopereer, of hier in die oorlog het ek nog 'n skietwond gekry, of sulke tipe dinge, maar wat Paulus sê is, in my lewe, nadat ek tot bekering gekom het, het ek net Jesus verkondig en die boodskap van sy kruis, dat hy deur sy kruis verlossing bewerk het, en wat het met my gebeur? En hy het 'n lang lysie van goeders wat hy altyd noem, van ek is gestenig soveel keer, ek is gegeesel soveel keer, ek was skipbreek gelei, ek was in die tronk, mense het my vervolg. Ek dra die littekens van die kruis. Wat hy vir jou en vir my sê, jy moet weet, in hierdie wêreld sal jy vervolg word, bloot omdat jy glo dat Jesus Christus God is. Maar dan sê hy in dieselfde asem, maar hou goeie moed, ek het die wêreld reeds oorwin. Vers 18, die genade van Jesus, sy met julle gees. Hy sal jou in die innerlike mens die krag gee om sy pad te bly loop. Dit is die boodskap wat die Here gee. Nou is die vraag, maar wat beteken dit vir jou en vir my vandag? Hier is 3 dinge wat ek vir u wil saamgee. Nommer 1. Die kruis van Jesus is die enigste rede waarop Christene kan spog. Ons kan nie uiteindelik voor God staan as hy vir jou vra, my broer, my suster, hoekom moet ek jou toelaat in my hemel? Sê, wel, kyk na my lysie, kyk na my CV, ek het al hierdie goeders gedoen, ek verdien die hemel nie. Hy sê, ek roem net op die kruis. Ek maak staat op Jesus Christus se verdienste aan die kruis vir my. Ek hou vas aan daardie genade. Dis die enigste ding waarop ek kan spog, dat God ook my so lief gehad het om my sy genade te wys. Nommer 2. Die vraag is jy gekruisig vir hierdie wêreld? En weet hierdie wêreld dat jy gekruisig is vir hierdie wêreld, dat jy nie die pad loop van die wêreld nie? Wat is daar in jou lewe? Wat moet verander? Sodat jy kan sê, hierdie wêreld is gekruisig vir my. Is daar nog goed waaraan jy vashou, wat jy weet, is in jou en die Here staan op die oomblik? Dit is ontsaglik belangrik om te weet, ons is besig met 'n oorlog ten bloede toe, vir jou hart. Hy noem dit in die laaste vers, jou gees. Laastens, dis hy wat die nuwe skepping bewerk. Jy is 'n nuwe skepsel in die Here Jesus. Hy het jou vrygemaak van die vloek van die wet, deur aan die vloekhout van die kruis te hang, sodat jy kan saai wonderlike saad van God se liefde en kan verwag dat dit 'n impak gaan hê op jou kinders, jou kleinkinders en die mense wat saam met jou werk en wat hy oor jou pad bring. Saai God se liefde. Dit het ewige waarde. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons moet bely dat ons so behep is met onsself, dat ons in selfsug liefdeloosheid saai, striwelinge en risie saai, onmin saai. Dat mense ons liefdeloosheid ervaar, waar ons so selfsugtig net op ons eie belange en regte fokus, dat ons u verheerliking agterweë laat. En elkeen van ons veg daarteen, Here, en ons bid dat U in hierdie week ons sal help, dat ons U liefde kan saai. Here Jesus, ons bid in die besonder vir al die mense wat beïnvloed is deur die voorspellings van wegrapings en sulke tipe dinge in hierdie tyd. Dat U vir ons 'n nugter beskouing sal gee om by U woord te bly wat verkondig, Here, dat niemand weet nie, net die Vader sê U, Here Jesus, net die Vader. En dat enige uitspraak wat ons daaroor sal maak, dat ons dit met groot versigtigheid sal doen, met die wete dat U in die volmaaktheid die tye in U hande hou en dinge volgens U raadsplan gebeur, nie ons idees of rampies of raamwerke nie. Here Jesus, help ons dat hierdie vrede en barmhartigheid waarvan hier gepraat word, dat dit deel sal wees van ons lewe. Gebruik ons in die koninkryk, Here, om hierdie vrede te bring.
En mag ons die lig laat skyn in hierdie week. Ons het die hulp nodig daarvoor. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Jy het geleentheid om die liefdesgawes te gee. Ons slotsang is Gesang 28.